Hi, ek is Luigi, wat bekend staan as die Afrikaanse gospel rymkletser stryd van die horing af. Vir u wat my nie ken nie, my naam is eintlik Luigi April, soos jy op Facebook sal sien. Ek is van Oudtshoorn gebore en bly nog steeds daar. Dit is in die Klein Karoo vir u wat nie weet nie, dis 'n volstreys wêreld. Vir my toe ek groot geword het, dis waaroor hierdie dokumentêr en ek gaan vir u wat my nie persoonlik ken nie, vir my toe ek groot geword het, was dit nie maklik om te weet wat jy wil doen in die lewe nie, maar al wat ek altyd wou gedoen het, was om te sing. Kyk, toe ek in die primaire skool was ek baie voor die juffrou voor die klas gestaan met jou gesig aan die hoek en kyk in die kas vas of jy was jou vingertjies geslaan. Dit was lyfstraf nog en is nie so snap nie. En toe het ons maar nou so aangegaan, ek kap ook op die bank sien en ek vra beïnvloed die ander kinders sogar. En dan kap ons op die banke, dan ek miskien die windpomp se resitasie aan, en ek sommer iets gesing of ek het van hy dinge rap gemaak. Maar dit was in my en ek glo dat dit is in jou gebore, man. Kyk, ek het ook 'n geestelike agtergrond, maar ek kom uit 'n geestelike huis uit, waar jy Christen waardes geleer was. Jy verstaan, jy kan mos nie keer, jy kan nie jou familie kies nie. Jy kan nie jou ouers kies nie. Jy kom kry die pakket so. Nou deel jy maar met die pakket, so jy nou groot word. Verstaan nie, maar so in die rigting van die musiek, ja, het ek dit so geleer toe die musiekonderwyser my nou lekker ontdek. En toe ek begin 'n opera sing op laerskool. So bietjie aan sport deelgeneem, maar nooit eintlik was een keer op 'n tyd Michael Jackson ook, wat ek tweede gekom het om 'n polisie set gewen, die Plastigannetjie sette gewen. En dit en so aan en so het my carrière verder gegaan, was ook baie liewe game speel en so aan toe ek 'n kind was, né? Het ook met verkeerde vriende gelol, soos u verstaan, ons het goedjies aangevang met die mense met aanvang vir julle jong mense wat nou na hierdie film kyk, dat jy moet nie laat ander skoolkinders jou beïnvloed of ander kinders se maniere wat nie goed is vir jou op die pad vorentoe jou beïnvloed om verkeerde dinge aan te gang nie, né? Luister aan jou moeder en jou vader wanneer hulle weet wat hulle bedoel wanneer hulle met jou praat. Jy verstaan, en verder toe ek nou op hoërskoolvlak het ek meer geleer betrokke geraak in orkeste, lewendige orkeste wat hulle nou noem 'n band in Engels, waar jy nou net musiek speel en sulke goed live bands optrede en so aan. En die sin dat 'n mens nou, jy weet, jy gaan sing in clubs, jy gaan sing in pubs, jy gaan sing by troues, jy gaan sing by 21ste verjaarsdag of 50ste verjaarsdag of 60, 70ste verjaarsdag. Maar dit was tye wat ek geontwikkel het in my gawe, verstaan jy? So daai tipe groot manne het my nou weer geleer hoe jy 'n mic control doen, voice control doen, hoe jy recordings en so aan. So met cassette overdubbings gedoen het, dit het ek als geleer. Ek het geleer hoe om, hoe kan 'n mens nou sê, geleer hoe om events te reël en so aan. Want dit was ek ook lief om dit te doen. Hoe het geweet die eienskappe is binne my en so het ek maar geleer. Altyd die posters gaan opsit, maar dit was iets goed, man, wat 'n mens moet leer, want kyk, jy moet iewers begin. Kyk, 'n soldaat, né? Hy moet sy basies gaan doen voordat hy nou reg kan verklaar word dat hy daarom nou 'n volwaardige soldaat is, maar verder moet hy toch verder gaan leer dat hy nou die ander range ook kan beklee. Is maar in enige praktyk so jy leer ook en jy gaan universiteit toe, daar's range wat jy beklee. Jy kry miskien 'n BCom graad, 'n BA graad, 'n doktersgraad, 'n honeursgraad. Jy verstaan, dit is hoe mense in die lewe hier. Ek was ook baie lief vir beatbox voor 'n band. Ons het gebeatbox in die straat. Toe sing ons ander rappers se musiek. Wat ook uit die lokasie het kom, wat uit die stede het kom, wat die voorreg gehad het om voor ons nou daai tyd musiek te maak. En ons ook so gerymklets. Kyk, 'n rymkletser is mos 'n kletsprater. Hy praat baie. Hy praat in ryme. Jy verstaan, en dat ons die goedjies maar so gerap. Verstaan jy? En so het ek ook maar geleer later aan om voor die spieël te sit en my eie goed te skryf. En dan maak ek my beats so in die mond, want ek is 'n beatboxer. Dan maak ek my beats so en daai wat die mense doen en toe het hulle altyd gevra, maar hoekom bly jy in die kamer, wat speel jy nie met jou vriende nie, maar hulle het nie verstaan uit iemand. Dis altyd so die ouers verstaan nie, ouers wil hê Ami toe gaan, maar jy wil sing. Jy verstaan, want die ouers voel so die Ami kan dan jou support vir jou sing, maar die Ami is hier bent. Verstaan jy, en daar is ook is ook 'n rekordlabel aan. Verstaan jy, nou jou fokus is nie altyd by dit, jou fokus is by
as by jy wil recordings doen man, jy wil famous wees. Kyk as mense by jong was en jy sien iets op die TV. Hy het toe dit nog Toyota Top 20. Nou kyk jy dan jy net so, en jy net so agter die manne en jy wil ook nou 'n film maak, sien, jy wil ook nou op die TV wees. Jy hoor ook 'n song op die radio, nou van jy kom nie goed aan, nou jy in jou kop is dit nie meer, nou by 'n record label uitkom, en soos nou se daar dat jy goed digitaal gedraai het, jy verstaan nie, waar jy sommer goed net kan stuur radio toe, jy met geregistreer is, wie samen en so aan, en dan verder, verstaan jy, as daar sekere transacties dat jy moet aangaan met maatskappye om jou te beskerm, dat jou goed hier gesteel word en so aan, verstaan nie, dit het ek alles kom leer. Verstaan nie, en om terug te kom na die band, toe ons maar so gespeel en so het ek nou 'n bietjie meer professionele geword, want kyk, ek werk nou met mense, ek tree op 'n stage op, verstaan nie, dis nou weg van die kompetisies wat ek kan deelgeneem word, dis nou professionele werk, so ek word betaal vir die werk wat ek doen, verstaan nie, en nou word ek ook 'n icon in die gemeenskap waar ek is, of waar ons gaan speel, so reg deur die land. Later aan het ek weer deel geword van 'n produksie, 'n KAK&K produksie waar hulle local artists gevat het met talente om deel te word van 'n kabaret, 'n musiekteater waar ons opgetree, die kabaret se naam was Struisvogel Stories. Toe het ons 'n Kana-toekenning in 2001 gewen, 'n nasionale sertifikaat vir musiekteater. So ek het daarom toe dit ook ge-achieve. En so het ek met dit aangegaan. Ek was ook in 45 grade. Ek was ook op skool, was ek weer in Joseph in die Amazing Technical Dreamcoat Play gewees. Ek het Mr. Potiphar gespeel. En so het ek my talent verder ontwikkel. Ek het 'n nuwe album vrygestel 2020. Hier kom 'n ding. En die lied Hier kom 'n ding wat 'n groot impak gehad op die jeug. Want jy weet, ons jeug het ook maar leiding nodig, en soos jy weet, dat dit is die geestelike musiek, rap jy mos maar om die jeug leiding te gee, want ons allemaal het maar op 'n soort lyke wyse uit 'n geestelike agtergrond het gekom. Dit maak nie saak van u kultuur, want u weet, ons is 'n land van diversiteit, so ons moet mekaar se geloof en sy godsdienste respekteer. Dit is maar waaroor het gaan. Ons kan maar nou wat in stry, maar laat ons met mekaar respekteer. As jy iemand wil gelukkig maak, respekteer die persoon en aanvaar die persoon vir wie hy is en wat hy is en waarvan hy of sy kom. Jy verstaan? Met die wat ek nou so gesels in een asem met die Hier kom 'n ding, het ek jare terug in 'n groep behoort. En ons was die BOS, Boys of Society, en ons het die lied gesing, Hier kom 'n ding. Dat is die enigste lied wat bestaan het met 5 verses en 3 choruses. En met die landse anthem Nkosi Sikelel' iAfrika. Verstaan nie, ons het nog 'n lekker kompetisies deelgeneem en gewen ook. Met die Hier kom 'n ding. Ons het 'n kaset gemaak, en toe maak ons nou weer 'n CD wat ons gemaak het. Maar die CD het nie so baie, hoe kan 'n mens sê, bemarking gekry en so nie, soos ons wil sê in Engels, ons wat mos nou uit die agtergeblewe gebiede uitkom, en sê die exposure, ons meng nie Afrikaans met die Engels, jy sien ons mos nou Afri-Engels en Afrikaans, jy verstaan, en so het ons dit gedoen. Maar dit was lekker die tyd, man, sien, om op te groei met dit en met die agtergrond in, dit het jy nogal geleer, om vir jouself op te staan, om dinge vir jouself te doen, verstaan nie, reeds omdat jy nie die fasiliteite het, en hy goed was nie daar vir jou om te doen nie, en dit wat jy graag wil doen, kon jy nie bekom nie, want jy goed kos geld, bel jy die mense, wil hulle weet wie is jy, en jy enige geld, kan jy betaal, verdien jy enige inkomste, en dan hoor hulle, jy's 'n jong man, dan word hulle sê, jy moet nou eers 'n bietjie wat verder leer, jy is nog baie jong, jy kan nog 'n lang pad stap, en kyk die pad wat ek gestap het, in elk geval, ja, en so het ek aangegaan met Hier kom 'n ding, wat hy nou 'n gospel geword het, soos die Heilige Gees my gelei het, ek kom begin 'n gospel sing, en toe rap ek die teksverse so, waar Jesus nou gebore geword het, wat gebeur as jy hom aanneem, en wat gebeur in dit, dat jy die duiwel oorwin het, deurdat Christus gesterf het en jy nou jou lewe oorgegee het, sterf jy saam met hom, en so word jy ook nou gered, sodat ek 'n voorbeeld ook kan wees vir ander jong mense, want die Bybel sê ons vang hulle met 'n lus. So verstaan jy, en vir verdere inligting en regte kontakte of besprekings oor my, kan jy net my sosiale media soos Facebook page kan jy besoek, ek kan my Twitter besoek, ek kan my Instagram besoek, YouTube besoek, ek kan my WhatsApp besoek, en so kan jy met my kontak maak, daar sal iemand mense jy antwoord en so aan. En ja, geniet het verder, luister lekker aan my musiek.